Laas het ons gepraat oor die seilbootjie, wat nêrens kan vaar. Jessica Watson, 16 jaar oud, op die wêreld geseil het, en die wind het gaan lê, en sy kon nie seil nie. Hopeloos het sy gedobber op die water, en op 'n golf het sy moedeloos geword. En dit is partymal hoe dit is met ons geestelike lewe. En dan raak ons moedeloos, dan raak ons gefrustreerd, dan raak ons wetties, dan wil ons al hierdie ander goed doen en wat ook al, want die Gees van God is nie daar om ons te dryf in die wysheid en die kennis nie. Want jy sien die Gees van God, wat binne my en jou woon, daar's sekere dinge wat hy in my en jou lewe doen, om ons te help, sodat ons vir Jesus kan leer ken, maar ook dat ek en jy kragtig kan wees. Net soos wat John gesê het vanoggend. Sonder die krag van die Heilige Gees, sonder daai wind, dan bly ons sit in die sitplek, dan bly ons stagneer en ons red nie siele en bring hulle in die koninkryk van God. Sê daai krag nodig, sodat ek en jy kragtig kan wees. Maar baie van ons dink nie aan die krag wat ons eintlik het nie. Ons is so verwonderd as ons sien wat het Jesus gedoen, maar daar is 'n belofte. Hy sê wanneer die Gees oor julle kom, sal daar nog groter dinge wees wat julle kan doen. Hoekom skram ons dan weg? As ons hierdie krag het, of het ons net in die woorde die krag van God? God se begeerte is dat ek en jy so kragtig moet wees, sodat hy verheerlik kan word, en sodat hy in ons lewens gesien kan word. Dat die liefde van God deur ons sal vloei en deur ons sal werk, en alles wat ons sal doen, sal nie uit onsself uit wees nie, maar deur hom, want die skrif sê, dit wat die Heilige Gees by my hoor, sal hy aan julle openbaar. Daarom is dit belangrik dat ek en jy die Gees van God het, en dat ons sal funksioneer en wandel in die Gees van God. Anders is ons in kragteloos, en is ons in die naam net 'n Christen. Ek wil vanoggend, wat is die hoofstaak van die persoon van die Heilige Gees? Ons kies lewe in Jesus. En dan kies jy ook om saam met die lewe wat jy het, deur die Heilige Gees vrug te dra en gawes te hê wat ons kan gebruik. Ons gaan later by die gawes en die vrug kom. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, wie is die persoon van die Heilige Gees waarna ons gekyk het, is die derde persoon in die drie-eenheid van die Godheid. Ons sing dit, hoe groot is my God? Vader, Seun en Gees. Vader was daar, die Seun het kom sterk vir ons, die Heilige Gees is die een wat in ons woon om ons te versterk. Die Heilige Gees is daar om my en jou te leer, sodat ons meer soos Jesus kan word. Dit wat vanoggend gesê is, dit gaan nie oor die spreek van taal. Dit is iets wat bykom. Die Heilige Gees leer vir my en vir jou om ons oog gerig te hou op Jesus en te strewe na heiligmaking. Hoe dieper ons ingaan in die Heilige Gees en hoe dieper ons in 'n verhouding met hom staan, word hierdie gawes en word hierdie vrug geopenbaar in en deur ons. En daarom staan ons uit as kinders van God, as 'n mens kyk na die vrug wat in jou lewe is en die gawes wat jy na die troonkamer bring om te gebruik in die liggaam. Die Heilige Gees in my en jou lewe. Hoekom moet ons die Heilige Gees hê? Eerstens, Jesus het opgevaar en het gesê, ek sal vir julle 'n trooster stuur, 'n ander voorspraak, om by julle te wees, sodat julle nie soos weeskinders agterge gemaak gaan word nie. Pastoor Kobus het dit donderdag verduidelik en hy het gesê, Jesus moes opvaar na die hemel, sodat die Heilige Gees uitgestort kan word, want Jesus was op daai stadium in die vorm van die mens slegs op een plek gewees. Maar met die uitstorting van die Gees van God in die lewe van die gelowiges en die vervulling van die Heilige Gees in die gelowiges, is hy alomteenwoordig op hierdie aarde nou. Daarom moes hy opvaar. Daarom moes hy weggaan, sodat hierdie beloftes tot vervulling kan kom, sodat hierdie geskenk wat vir ons gegee kan word, in ons lewens kan word, en dat ek en jy begin lewe, soos wat God wil hê ons moet lewe, met die krag van die Heilige Gees. Eerstens wederwaar Heilige Gees ons as sondaar. Hy oortuig vir my en vir jou van dinge wat verkeerd is. Hy oortuig vir jou daarvan, wanneer jy begin om die verkeerde ding te doen, dan sê hy dis verkeerd. Hy sê dis verkeerd, moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Hy spreek
partymal maak ons die keuse en ons ignoreer. En ons gaan daarby uitkom, want wanneer ek dit ignoreer, want die Heilige Gees besig is om vir my te sê, gaan ek hom later aan blus en ek gaan nie meer sy stem kan hoor nie. Dis wanneer ek dan begin wetties optree en uit tradisies wil optree om 'n Christen te wees, want ek het so die stem van die Heilige Gees geblus, dat hy kan my nie meer lei nie. Hy openbaar vir ons dat ons is as sondaars. Daarna kom en hy leer ons, hy lei ons, hy vertroos ons, hy help ons, hy versterk ons, hy bemoedig ons, bekragtig ons, bemagtig ons tot dienswerk as effektiewe getuienis van Jesus. As jy dit verstaan, dan besef jy moet jou getuienis uitdra in die wêreld. Jy moet 'n verskil iewers te maak. Jy moet iewers vir iemand jou storie vertel van waar ek was en waar God my heen gevat het. Van die skaars wat ek op my liggaam het. Dit is my storie. Dit is wat Jesus vir my gedoen het. Toe ek miskien misbruik was deur my ouers of miskien toe ek in 'n kinderhuis was of wat ook al. En die skaars is daar, maar dis my storie. God het my deurgedra en hy het my gered en hy het my gemaak nou 'n nuwe persoon in Christus. En een van die dinge wat die Heilige Gees doen wanneer hy in jou woon is om jou te tuig word van sondes, maar om jou denke te verander en te vernuwe sodat jy sal begin optree soos Christus optree. Sonder die persoon van die Heilige Gees sou niks van ons van Jesus geweet het. Hy openbaar dit aan my en jou. Hy kom en hy leer dit vir my en vir jou. Hoor wat sê Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees. Vader, naamlik die Gees van die waarheid. Die Gees van die waarheid kan nie vir jou sê sonde is oukei nie. Die Gees van die waarheid kan jou die wetties maak. Want ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade van God. Die Gees van God kan nie laat jou vashou aan menslike tradisies nie. Ons het gesing vanoggend die leeu van Juda. Sterke leeu van Juda. Kom vernuwe ons. Dis wat die Heilige Gees doen, hy vernuwe ons, hy maak ons anders. God is 'n skepende God, hy skep aanhoudend. En daarom die eenheid van die Heilige Gees is 'n skepende Gees, hy maak alles nuut. Hy verander ons denke, hy verander ons optrede, hy verander ons praat. Dit is nie meer die ou wêreld waarin ons was nie. Ons is nou nuut gemaak en ons is 'n nuwe skepsel in Christus. Dan sê hy iets baie belangriks. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hulle wat nog nooit by Jesus uitgekom het, die kan nie die Gees van God laat manifesteer en funksioneer in hulle, want hulle weet nie van hom nie. Hulle ken hom nie, hulle kan hom nie sien nie, dit maak nie vir hulle sin. Amen. Daarom sê party mense, maar julle Christene is dwaas, julle glo in goed wat julle nie kan sien nie. Ek weet, hy het my gered. En ek het 'n hoop van 'n ewige lewe in hom as my tyd verby is op hierdie aarde. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Amen. Die Heilige Gees is nie iets wat jy in 'n tas pak en jy sit hom saam met jou met vakansie. Of jy haal hom uit die hangkas uit op 'n Sondagoggend en jy nooi hom saam kerk toe. Hy is binne my en jou. Daarom oortuig hy ons van sondes. Daarom kom hy en hy leer ons en hy lei ons. En hy bemagtig ons. Om soos vanoggend hande op te kan lê en ons weet, dis nie die pastoor of die mens wat vanoggend nie, dis God wat werk en dis die Gees van God wat sal toelaat dat dit plaasvind waarvoor ons gebid is. Dis nie 'n instrument. Uit myself uit is ek niks, ek is afhanklik van die Heilige Gees. Johannes 14 vers 25 tot 26 sê, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. Dis Jesus wat praat. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, dan noem hy hom Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees persoon is nie 'n stomme gees of 'n dowe gees nie. Dis 'n gees wat met my en jou praat om ons te leer oor Jesus, om ons te leer wat is reg en te verkeerd, om ons te leer sodat ons as 'n familie mekaar kan bemoedig en kan ondersteun.
'n persoon wat gevul is met die Heilige Gees en sê maar ek het die gawe van kennis en wysheid en ek het die gawe van wat dit ook al mag wees, kan nie by die huis sit nie, want waar gebruik jy die gawe wat God vir jou gegee het? Jy moet deel van die liggaam wees. Jy moet kom sodat God jou kan gebruik en hy jou daai gawe gegee en die oordeelsdag kom en hy gaan vir jou vra, wat het jy gemaak met die gawe wat ek jou gegee het? Van ons gaan dalk met rooi gesigte staan, ek weet nie wat se gawe het God vir jou gegee vir die liggaam. Want God het jou 'n gawe gegee, sodat jy hom kan gebruik, want jy is geesvervuld. Die gawe gaan saam met die geesvervuldheid. Sal hy julle alles weer herinner aan alles wat ek julle gesê het. Hy herinner vir my en vir jou. Luister, Jesus het gesê, dis verkeerd. Moet dit nie doen. Luister, Jesus het gesê, as jy so en so maak, is dit wat gaan gebeur. Hy leer ons. Die hoofdag van die Heilige Gees is om gelowiges se oë op Jesus te vestig. Dis nie die spreek van tale. En hier is mense kon sê partymal van die spreek van tale en ons gaan daarby kom nog. In hierdie reeks wat ons doen. Of die dra van die vrug of die uitdeel van die gawes. Of salwing of die aandoen met krag nie. Nee, die hooftaak van die Heilige Gees is om ons as gelowiges so oë op Jesus te vestig en te hou, sodat ons as effektiewe getuienis en in oorwinning kan lewe. Ek en jy kan lewe as wenners van die Gees wat in ons is. Dis dit nie wat hy sê nie, hy wat in julle is sterker as hy wat die wêreld is. Met ander woorde, ek soek oorwinnaar, aan wie kan my oorwin as die Gees van God in my is? Jesus Christus moet die middelpunt van ons lewens wees. Dis waaroor ons lewens draai. Nie oor jou slimpheid nie, jou geld, jou voertuig of enigiets. Gaan oor Jesus Christus. Wat die hoof is van die kerk en die middelpunt is van dit alles. Jesus Christus is voor die Vader die middelpunt van die skepping. En daarhalwe die middelpunt van die lewe van gelowiges. En ons lees dit in Handelinge 10 vers 38 tot 43. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf het en met krag toegerus. En hy het rondgegaan, oral goeie dinge, werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Wat sê die Heilige Gees vir my en jou? Ek is by hom. God is by hom. Hoekom kan ons dan nie hierdie dinge doen? Is jy bang? Het jy vrees of vertrou jy nie? En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie. Nadat hy opgestaan het, hy nie aan almal verskyn nie. Daar was omtrent 500 mense aan wie hy verskyn het, wat hom gesien het. Maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat sy opstanding in die dood saam met hom geëet en gedrink het. As jy dat seker is verskyn, wat sou gaan vertel het, maar Jesus nie. Hy het ons ook krag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig, dat dit hy is wat deur God aangestel is as 'n regter oor die lewendes en die dooie. Hy is die een wat gaan sit op die troon as die regter. Die wit troon wat aan die kom is, met die oordeelsdag, hy gaan sit op die troon as die regter. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Sien wanneer ons teruggaan, die wêreld ken hom nie, want die wêreld is vasgevang in die dinge van die wêreld en hulle glo nie in hom. Want as hulle geglo het en hom sou hulle lewens verander het en hulle sou uitverkoop gewees het vir hom en besef het dit wat hy gedoen het aan die kruis van hom. Daarom kan hulle die Gees van God nie ontvang nie en verstaan hulle nie. Hulle verstaan nie wanneer hy by 'n kerk instap en hy gaan sit daar agter en daar's iemand wat kom in 'n taal spreek of wat ook al en hy wonder wat is besig om te gebeur hier. En dan staan hy op, ek wil vir julle sê, ek het by die NG Kerk uitgekom en my vrou het Pinkster toe gegaan voor die Evangelie Kerk Sibiu toe. En daar was 'n pastoor wat daar so was en hy was die assistentpastoor gewees, Johan Brits, en hy staan op en hy spreek in taal en ek sê vir my vrou, kom ons gaan huis toe, hierdie is van die duiwel af, want wat is dit besig om te sê?
Sien, ek het hom nie geken nie. Hy was nie in my lewe nie, hy was nie deel van my nie. Dit het nie vir my sin gemaak nie. En daarom het ek opgestaan en het gesê, kom ons gaan huis toe. En ek wil nie terug gaan na my kerk nie. Ek kon met my vrou redeneer en ek kon met my vrou stry en vir haar sê, maar hoekom moet ek groot gedoop word? Hoekom was Jesus in Israël en hoekom was hy nie 'n Amerikaner of 'n Suid-Afrikaner nie? Jy sien, ek het nie die dinge verstaan nie, want die Gees van God was nie in my om dit te openbaar sodat ek dit kon verstaan nie. Ek het gestry oor alles. So my vrou vir my sê, maar dit sê die woord, dan het ek 'n ander redenasie gehad van hoekom dit nie so kan wees nie. En die sluier was nog nooit gelig van my oë. Ek het nooit toegelaat dat die Gees van God in my kom en my lei in die waarheid nie. En vandag gebeur dit nog steeds. Mense kan redeneer, mense kan stry, mense kan oor dinge met jou argument soek en wat ook al, want baie van hulle of party van hulle se sluier is nog nooit gelig om te kan sien. Paulus leer ons ook in Kolossense dat Jesus ons verlosser, God se einddoel is, en daarom die doel van die ganse mensdom, sodat die mens in Jesus verlossing en oorwinning kan verkry. Paulus leer dit vir ons, Kolossense 1:15-20. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is eerste, verhewe bo die hele skepping. God het hom, die Seun, alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word. En alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Ek wil net vermoed dat daar stop. Kom terug na my gedagtes toe van die aand toe ons hier so sit en ons gesels met die jong mense. En hulle vertel vir my, evolusie, ons kom van die aap af. En jy onthou kaptein? Ek en jy kom nie van die aap af. God het gesê, kom ons maak die mens na my beeld. Toe hy Jesus aarde gestuur, sodat ons kon sien, hy is 'n mens en hoe lyk die mens. So die mens wat vir jou wil sê, evolusie het jou van 'n aap af na 'n mens toe gemaak, hy het die kat aan die sterk nie. Nee, moet pas op dat hy kat hom nie eendag dra. Ons kom nie van daar af nie. Hy het sy seun aarde toe gestuur, sodat ek en jy kon sien hoe lyk die Vader, want ek en jy het nog nie die Vader gesien nie. Maar deur die Seun van God het ons gesien wie die Vader is. En dit is wat hy sê. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom het alles in stand gekom. Mense wat vir jou sê, die Vader, Seun en die Heilige Gees is nie 'n drie-eenheid nie. Wat sê God het later aan die Seun geskep en toe het die Seun die mens geword en die woord geword en sulke goed is besig om 'n valse lering aan jou te verkondig, want hy was van die begin af daar. Die woord sê dit vir ons. Van die begin af was hy daar. Toe God sê, kom ons maak die mens na ons beeld. Hoekom sou hy praat van ons as dit net God was? Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Dis waaroor alles gaan. Jesus Christus. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en ons deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is die verhouding met God reggestel tussen ons. Daar waar ons in rebellie was, daar waar ons soos skape ons eie pad gevolg het, het hy Jesus gestuur om ons te versoen, sodat die verhouding met hom reg kan wees. En toe gee hy ons die Gees van God, wat ons nooit kan doen. Skrywer van Hebreërs leer ons ook, so wanneer hy daarop wys dat God die Vader vandag nie meer sy seun tot die mens stuur. Hebreërs 1:1-2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dag het hy met ons gepraat deur die Seun. En daar is partymal verwarring daaroor dat mense sê dis nie die Seun wat met ons praat nie, maar die Gees van God. As ons terug gaan na die skrif toe, dan gaan hy vir jou sê, maar die Heilige Gees sal jou leer alles wat ek vir hom sê. Met ander woorde, hy praat met ons deur die Gees van God. Deur die Gees van God ervaar ons die Vaderhart van God.
God het hom nie, wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles ons. Die Heilige Gees getuig deur die ganse Ou Testament van Jesus Christus en van sy koms as die Messias. Die profete het dit geskryf. Gesê daar is iemand wat sal kom. Vanaf die begin van God se geskiedenis met die mens leer ons van sy genade en barmhartigheid en alles wys na die koms van die Messias. Die koms van die Messias wat 'n nuwe verbond met my en jou sal gesluit het, sodat daar nie 'n hoëpriester hoef te wees wat 'n dier namens jou offer nie. Sy seun sou die offer word vir my en vir jou, die perfekte offer, sodat daar nie meer 'n offering van 'n dier moes gewees het. God se gesalte in die einddoel die skepping. Handelinge 3 vers 2. Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle geleerdere vir julle profeet, soos ek daar voortkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. Moses, hy herhaal en herhaal vir Moses aan. Sê, dit wat Jesus vir julle gaan sê, julle moet doen dit wat Jesus vir julle sê. En daarom kom die Heilige Gees en die Heilige Gees sê vir ons wat Jesus vir ons sê, wat ons moet doen. En ons kan nie sê, maar ek kan dit nie doen nie, want hy sê, ek het vir julle die krag gegee. Ek het vir julle die Gees gegee, wat julle die krag sal gee om my getuies te kan wees. Mense draai om en hulle sê, maar wat sal mense van my dink? Jy kan stil bly en jy kan die mens tevrede stel. Maar eendag sal jy voor by regter staan en hy gaan vir jou vra. En jy sal hom antwoord. Lukas 24 vers 27, daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Net so getuig die Heilige Gees reg deur die Nuwe Testament van Jesus Christus. Sy verlossingswerk en sy bemagtiging van sy kinders as werkers van God in die koninkryk. Hy het my en jou bemagtig deur die Heilige Gees om die werk vir hom te kan doen. Romeine 1 vers 2 tot 4. Hierdie evangelie het vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig en dit handel oor sy seun. As 'n mens is uit die geslag van Dawid gebore op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Heer. Romeine 5 vers 2. Hierom het ons in die geloof ook vrye toegang gekry tot hierdie genade waaraan ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Die heerlikheid wat vir my en vir jou bestem het. Vir wanneer ek en jy hierdie aarde verlaat en wanneer ons vorentoe gaan, vir die ewige lewe wat vir ons hoop. Christus is tot die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Elkeen wat in hom glo, word vrygespreek van die sonde en van die wet. Dit is deur die genade en die liefde van God. Ek en jy kan niks doen om hom te behaag of om ons saligheid te wen by hom. Al wat ons moet doen is ons moet sy seun Jesus Christus aanvaar as saligmaker en verlosser en dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Hy het ons sondes onweggewaai. Die Heilige Gees getuig dat sonde in Jesus eindig. Toe Jesus sterf, het hy die sonde van die gelowiges op hom gevat en die sondes van die wêreld gevat en daar is vergifnis wanneer jy by die kruis van die Here kom sit en sê ek aanvaar U as my saligmaker en verlosser. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses, maar onder genade. Hoor wat hy sê. Sonde moet nie meer baas wees. En om dit moontlik te maak, het hy die Heilige Gees vir my en vir jou gegee. Want hy oortuig ons van die sonde. Hy oortuig ons wanneer ek dit doen, dis verkeerd. Moenie dit doen nie. Hy oortuig ons, hy is daar om ons te help. 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Genade. So God se genade, dat ek en jy vrygespreek kan wees. Ek het daaroor gepraat en ek het dit al genoem. Dit is nie hoe wat ek en jy kan doen of dit wat ons kan vrymaak. Dis die genade van God. Die Heilige Gees getuig dat beskuldigings in Jesus termineer. Wanneer jy by die kruis gesit, wanneer jy gewas is deur die bloed van Christus en die vyand wil kom en hy wil beskuldigings teen jou bring en jy dan staan jou advokaat
of hy 'n hoëpriester raak en hy sê, maar ek het gesterf vir hom. Hy het gekom by die kruis, my bloed het hom skoon gewas, daar is geen beskuldiging teen hom. As jy ooit eendag die geleentheid kan kry, gaan kyk vir Kamen op YouTube of wat ook al, waar hy die hofsaak het. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Wanneer ek lewe deur die leiding van die Heilige Gees. En die Heilige Gees oortuig my van hierdie ding, is daar nie 'n veroordeling vir my. Want my sonde is vergeef. Ek is vrygemaak uit die vloek van sonde. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Die Heilige Gees leer ons dat Jesus die begin van lewe en oorvloed is. Hy openbaar die dinge van Jesus aan my en jou. Efesiërs 1 vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Moet nooit in jouself weer twyfel nie, jy is 'n geseënde van die Here. Hy sê dit also, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Daarom kan ons met vrymoedigheid sing, geseënd is ek in die veld, geseënd is ek in die wêreld. Ek is nou maar hemel, 'n geseënde van die Here. 2 Korintiërs 1 vers 20. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons aan eer van God daarop amen sê. Hy leer vir my en jou. Hy leer vir my en jou van Jesus Christus. Hy leer vir ons van die beloftes. Hy leer ons al hierdie dinge. Die Heilige Gees bemagtig ons as getuies. Dit waaroor gepraat is, Handelinge 1 vers 8. As ek die Gees van God in my lewe het en ek het die krag van die Heilige Gees, dan sal ek getuig teenoor enigiemand. Maak nie saak wie dit is nie, wit, swart, man, vrou, wat ook al, ek sal getuig oor die grootheid van God, want die Heilige Gees is die wind in my seile en hy gaan my dryf om te gaan getuig daarvan. Maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot die uithoeke van die aarde. Hy praat nie net van hierso in Randfontein en in die gemeente nie. Hy praat van die omgewing hierso, hy praat van waar dit verder uitkom, tot aan die uithoeke van die wêreld. Sien Jesus, kon net op een plek nie. Maar die Heilige Gees in die gelowige is tot in die uithoeke van die aarde, waar mense besig is om te getuig oor die grootheid en die almag en die reddingskrag en dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Wie en wat is Jesus vir ons? Die Heilige Gees getuig dat Jesus vir gelowiges alles is. Die sentrum, sing hy die Jesus, be the center. Goed nie, hulle besluit om my te nooi na 'n kerk om te sing. Want ek glo nie dit sal werk daar nie. Die Heilige Gees getuig vir ons dat Jesus is alles. Ondersoek julleself of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Ondersoek jouself. Staan jy in 'n verhouding met hom? Toets jouself. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag. Kyk na jou lewe. Die toets is kyk na jou lewe. Kyk hoe tree jy op, kyk wat sê jy, kyk hoe reageer jy, kyk hoe wys jy vir die wêreld hoe lyk jy. Dit is die toets. As Jesus Christus in my is, gaan ek Christus uitlewe in hierdie gebroke wêreld. Maak nie saak wie dit is nie, maak nie saak wie na my kyk nie. Hy moet Jesus Christus in my lewe kan sien. En dit kan gebeur, ons kan nie sê dit kan nie gebeur nie, want hy was heilig. Die Heilige Gees leer ons en oortuig ons dat ek en jy kan streef na heiligmaking. As ons net wil luister na die stem van die Heilige Gees. Maar ons doen nie. Die Heilige Gees getuig dat Jesus Christus vir Paulus alles was. Filippense 3 vers 7 tot 16. Maar wat eers vir my 'n waarde was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Paulus skryf hierso.
Hy sê dit wat vir my as 'n bate was, die geleerdheid wat ek by Gamaliel gekry het, die guns wat ek gehad het om die Christene te kan doodmaak, is nou vir my waardeloos. Want ek het 'n nuwe lewe. Daar het iets gebeur toe hy Christus ontdek. Daar was iets op die Damaskuspad wat hom verander het. En hy sê hierdie vorige dinge is waardeloos vir my. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Number 1, Jesus Christus is alles. Dit oortref alles. En wanneer Jesus Christus die eerste is in jou lewe, is die vrede van God, soos wat ons gesing het vanoggend. Peace of God cover me. Want jy het vrede, jy weet hy is in beheer, jy weet hy is die middelpunt oor dit alles, jy weet hy regeer en is op die troon. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou dit as verwerklik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en met hom een kan wees. Hy sê hierdie wat ek die briewe gekry het om vir Stefanus hulle te laat ontmoet. Dit beteken vir my niks. Vryheid, omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Hy sê jy kan nie die wet onderhou en dink jy gaan guns koop by God nie. Jy kan nie. Only way is one way, Jesus Christ. Dis die enigste weg. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, niks anders nie. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken. Dit moet my en jou begeerte wees as kind van God op hierdie aarde. Wanneer ons sy goedheid en sy guns ervaar, dit moet my wens wees, as ek net meer van hom kan weet, as ek net meer intiem met hom kan lewe. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. En die verwagting dat ek self deel sal hê in die opstanding en die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het wat die doel al bereik het nie, maar ek span my in om alles. Party van ons as Christians glo ons het geraai. Jy kan vir my niks leer nie. Ek weet alles. Ek hoef nie iewers by ons te doen nie, die kennis is in my kop. Moet my niks leer nie. Paulus sê, ek het dit nog nie alles bereik nie, maar ek streef daarna om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek maak my los van die dinge van die verlede. Dit wat vir my waardeloos was, of wat vir my nou waardeloos is in Christus, wil ek nie saam met my dra nie, ek los dit agter. En ek strek my uit na voor. Span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Die Heilige Gees maak vir my en vir jou dat ek en jy die wenstreep en die wenpaal kan behaal, want hy oortuig ons van sonde en hy leer ons om heilig maak om na te streef en te word soos Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. Ek vergeet van die verlede. En ek strek my uit na vore. En as julle in enige opsig anders te daaroor dink, God sal ook hier aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Laat ons volhard en vasbly in die geloof wat ons deurgedra het tot hiertoe. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons meer van Jesus leer en vertel. Ons moet toelaat dat hy kom en die dinge vir ons openbaar. En dit kan net gebeur wanneer die Heilige Gees my help, wanneer ek die Bybel oopmaak en ek begin lees en hy openbaar die dinge vir my as 'n luisterman. Jy sien, daar's verborgde dinge wat ek en jy nie gaan verstaan nie, maar daar's dinge wat die Heilige Gees vir my en jou oopbreek en wat vir my en vir jou meer leer oor Jesus. Amen. Vra vir iemand oor Jesus, ja, ek weet van Jesus. Hy is die seun van God wat aan die kruis gesterf het en bang, daar stop dit. Hy kan vir jou niks verder vertel nie, want hy lees nie die Bybel nie en hy laat nie toe dat die Heilige Gees vir ons leer van Jesus nie. Kolossense 2:6-12. Aangesien julle dan in Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Ek en jy moet in 'n verhouding met hom wees. Ek en jy moet hom soek en hy sal ons soek. Hy sê nader tot my en ek sal nader tot julle.
en met dankbaarheid vervul. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Jy ervaar dit, daar's so baie mense wat met jou wil stry, daar's so baie mense wat vir jou sê, maar dis nie eintlik die Gees van God nie, of Jesus is nie eintlik so en so nie. Daar's mense wat wil kom en wat die waarheid wil verdraai, maar die Gees van God die binnekant vir jou gaan jou oortuig daarvan en argumente gaan jou nie swai nie. Want hy leer jou van die waarheid. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense. Wettiese godsdienstige reëls. Asseblief vrouens van volgende week Sondag af, sit 'n hoed op jou kop. Asseblief mans, ek soek 'n das. Laat julle das. Dankie vir daai das en dan die job. Dalk het dit ingepas by die woord. Kom ons doen dit. Mensgemaakte tradisie, mensgemaakte reëls wat wil keer aan die werking van die Heilige Gees en die waarheid van God geopenbaar word. Hy sê moenie laat iemand julle wegvoer daarmee nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense. Wat mense dink, wat mense besluit, mense wat nie gehoor het by die Heilige Gees oor dit nie. En nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in hom verbondheid met hom deel julle in sy volk. Ons deel in sy volk. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondheid met hom is julle ook bevry, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar die besnydenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Die Jode het geglo op 'n sekere tyd moet 'n kind besny word, anders is hy nie 'n Jood nie. En dis waarvan hy praat. Dis 'n mensgemaakte wettiese ding. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondheid met hom is julle ook saam met hom opgewek. Hy het vir ons lewe gegee. Die Heilige Gees gee vir my en jou lewe. Wat het ons in die begin gesê? 'n Kerk wat geesvervuld is 'n borrelende kerk. Is 'n kerk wat opgewonde is om kerk toe te kom. Dis 'n kerk wat opgewonde is om die Here te loof en te prys. 'n geesvervulde kerk is 'n kerk wat bruikbaar is. Geesvervulde kerk is 'n invloedryke kerk in die gemeenskap. Here, in verbondheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die doodheid opgewek het. Sien, wanneer die Gees van God hier is, maak hy jou lewendig. Jy kan nie nog dood wees nie. Jy kan nie nog 'n lijk wees wat net asemhaal nie. Want dan mag hulle dalk omdraai en sê, maar daar is 'n suurstofdief iewerste, want hy haal net asem, maar hy's nie lewendig hier binnekant nie. God wil hê ek jy moet lewendig hier binnekant wees. Hy wil hê ek jy moet opgewonde wees oor dit wat hy vir ons doen. Ons moet opgewonde wees om die evangelie uit te dra. Kolossense 3 vers 11 tot 17. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie. Besny of nie besny nie. Andertalig onbeslaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in hom. Daai woorde moet diep insink by ons hart. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Hier waar jy sit vanoggend. Hy sê jy is my uitverkore volk wat ek baie lief het. En ek gee om vir jou. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, het julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Hoor wat hy sê. Eensgesindheid, dis waaroor dit gaan. Dis dieselfde Gees wat in my en jou is. Ek kan nie omdraai en sê, die Gees wat in my is belangriker as die Gees wat in jou is, as die Heilige Gees wat in jou is. Ek kan dit nie sê nie. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofsange
en ander geestelike liede tot eer van God se. En wat julle ook al sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader hierom. Die Heilige Gees getuig dat sonder Jesus niks is. Net soos ons vanoggend gepraat, daarom is dit bevestiging wat ek gehoor het by die Here wat reg is by die Here. Deur middel van dit wat Jan vanoggend gesê het. Sonder hom sê ek nie niks. Want dit is hy wat ons van ons sondes verlos. Jesus gee ons deur sy Heilige Gees 'n daaglikse lewenstyl van oorwinning. Ons daaglikse lewenstyl en wandel in en deur die Gees word deur die inwerking van die Heilige Gees in ons lewens vir ons geleer. Hy is daar om my en jou te leer. My en jou te sê luister, moenie dink jy is net 'n magtelose vloerblad of wat ook al nie. Jy het krag en autoriteit. Jy het gesag, die derde persoon van die eenheid van God is lewe hier binnekant in jou en hy gee vir jou krag en gesag en mag en autoriteit om dinge te kan doen, dit wat Jesus gedoen het op hierdie aarde. Sluit af van hom. As jy besig om te stagneer, as jy besig om soos daai bootjie net op die water te dryf, jy gaan nie vorentoe of agtertoe. Dis dalk jou derde of jou vierde jaar. Maar was dalk nog nie 'n wind in jou seile nie, of die wind was daar, maar jy het hom uitgelus. En dis waaroor hierdie Pinkster gaan, dat volgende week, as jy stagneer, wat hy sal kom en dat hy jou weer sal vul, en die wind weer terug sal plaas in jou seile, en dat die vuurtonge sal kom, en sal verteer dit wat kaf is in jou liggaam, sodat ons vorentoe kan gaan, en sodat ons weer gefokus kan wees, 'n vrot reuk. Ek dink dit was in 2007. Ons word genooi om Kaap toe te toer met ons jeug. En ons gaan vir 2 weke in Desember maand gaan ons Kaap toe. Met ons toergroep en ons gaan bedien daar by die gemeente. En voordat ons weggaan, sê ons ook vir ons vrou, vir my vrou, ek sê, weet jy wat, daar's 'n ou wat saam met my gewerk het en al as hy die lekkerste wil gemaak. Koop 2 kilogram bulk en dan sit dit in daai mand. Vir 2 weke is jy weg, toe ons hy deurloop so. En jy stap in, toe is daar 'n vrot reuk in daai huis. Jy sien, die diepvries het afgeloop en die yskas het nie meer gewerk nie. En daai vleis het begin groei en daai diepvries. Baie mooi is ons as kinders van die Here. Daai reuk wat ons afgee. Ons gee 'n vrot reuk af aan die mense en vir die mense daar aan die buitekant, want ons is krities. Ons oordeel, ons wil allerlei goed ding, ons wil nie vir hulle die waarheid vertel, of wat, want ek sal nooit daai reuk vergeet van daai nie. En net daarna, sal nie hartseer jou van 2 kilogram bulk wat nie meer was. Maar daai reuk, as jy nie gees vervuld is nie en jy stagneer. Ek verduidelik dit vir die kinders op die skool. Jy weet wat, wanneer jy 'n koppie vat en jy het water en jy gooi water in hom, die koppie is daar om gebruik te word, die water is daar om jou te voed, maar sit daai koppie iewers op 'n rak en vergeet van daai koffie, water stink uit, daai koppie stink uit water in daai koppie. En met die werking van die Heilige Gees, partymal moet daai koppie breek sodat die vrot water kan uitloop, sodat die pottebakker jou weer kan terugsit op die wiel en dat hy jou kan vorm en jou weer kan maak vir dit wat hy jou oorspronklik voor gemaak het, sodat hy jou weer kan vul. Want dis sy begeerte om jou weer te vul. Hy vat nie daai skerpe van die koppie en gooi dit in die asbron en sê, "Oh, sorry pastoor, daar gaan jy nou, ek is klaar met jou wat nie gesag nie, en nie gevrot nie." Hy vat jou en hy maak jou en hy vorm jou weer en hy vra dat jy gevul moet word sodat jy weer 'n doel kan hê soos 'n koppie 'n doel het om my water te hou. As jou koppie vol maar hy stagneer want daar's niks wat gebeur in die lewe. Wandel deur die Gees, versprei 'n lieflike geur in die Christelike lewe. Die apostel Paulus skryf, maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomf, tog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Wanneer hy mense vertel ek hulle in liefde van God.
Wanneer ek mense vertel, dan dis daai aroma wat ek uitstraal en mense sien, maar hier is iets. Dis die Heilige Gees van God wat my dryf om daai aroma te kan uitstraal. Deur ons versprei die kennis, soos aangenaam het gee. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Jy sien, jy kan nie net 'n welrekende geur wees vir die ander mense wat saam met jou in die kerk sit nie. Waar is jy die welrekende geur vir hulle wat besig is om verlore te gaan? Dis wat ek vir my en vir jou sê, wanneer die Gees nie daar is nie, dan raak ons moeg en ons wil nie getuig nie, en ons wil nie mense kerk toe bring nie, en ons wil nie mense vertel van Christus of wat ook al nie, want ons probeer dit uit ons eie stoom. Wanneer ons lewend is deur die Gees, reik ons na God. Die aroma van die lewe deurdring alles en almal om ons. Wanneer ons stagneer in ons geestelike wandel, begin ons reik na die dood. Wanneer jy stagneer, weet jy wat jy raak gelykvormig aan daai persoon wat altyd negatief is. Daai persoon wat altyd wil kla, daai persoon wat altyd net die slegte sien en nooit die goeie nie. En later van tyd raak jy so en jy begin stagneer en jy wys die doodgees in jou. Jy hoef nie te stagneer in jou lewe as 'n Christen. Stagnasie lei tot louheid en frustrasie. 'n Christen wat stagneer, aanbid meganies. Dit is uit nie uit die hart uit nie. Dit is net woorde wat gesê word, daar's geen gevoel nie, daar's geen betekenis nie, want die verhouding met God is nie daar nie. 'n Christen wat stagneer, aanbid meganies, maar word nooit vervul met die vreugde van aanbidding nie. Voel vir hom 'n straf en 'n moed wat ek moet bid. 'n gestagneerde gelowige bid met ydelle herhaling van woorde, maar selde vanuit die diepte van sy gees. 'n gestagneerde volgeling van Christus gehoorsaamheid plig, maar is selde radikaal en heelhartig oorgegee aan God se leiding. Hy Gees van God nie binne kan jou is jy radikaal. Is jy anders? Mense kyk en sê, "Sjoe, hierdie ou is bietjie te veel dalk vir ons." Maar jy gee nie om wat die mense sê nie, jy doen dit wat God van jou vra en die opdrag wat God vir jou gegee het. Is die seile van jou lewe vol van God se gees? Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Is jy soekend daarna? Wees dan bidend en vra van God en soek sy Gees om sy Gees se lewe in jou te maak. Dis waaroor dit gaan volgende Sondag. Miskien is jy gestagneer, miskien is daai groot reuk wat jy afgee, miskien is dit meganies, alles wat jy doen, want jy het jou eerste liefde verloor, jy het dalk koud geword, jy het dalk gedwaal so bietjie. Weet jy wat, God wag met oop arms en hy sê vir jou, gaan in die boot te trek en gaan bid eendragtig saam en soek en ek gaan vir jou gee. Om ons soek na die Gees van God. Sodat ons 'n harmoniese geur kan wees vir die mense om ons en vir die mense daar buite wat ons nie ken. Kom ons maak dit.